Goeiedag en baie welkom by hierdie aanlyn boodskap, aanlyn diens van Kerk Sonder Mure. Ons vertrou regtig dat jy op hierdie manier ook 'n ontmoeting met die Here deur sy woord sal hê. En jy weet dit dalk nie, maar vandag begin ons met 'n splinternuwe reeks en die reeks gaan oor verskuilde Kersfees. En met hierdie reeks wil ons saam 'n paar nuwe of dalk ou waarhede ontdek met 'n dieper betekenis. So ons wil gaan kyk na die dieper betekenis van die Kersverhaal, die verhaal rondom die geboorte van Jesus. Mag jy iets van hierdie diep betekenis van Kersfees saam met ons ontdek. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat ons vandag bewus kan wees daarvan dat U oral is. Dat ons bewus kan wees daarvan dat U naby is, want U het mens geword. Dankie dat ons in hierdie Kerstyd U menswording feestelik mag vier. Mag ons harte in hierdie tyd, Here, opnuut aangeraak word en opnuut bly word deur die kosbare waarheid van God wat mens geword het. Ons loof U dat ons hierdie goeie nuus kon hoor, dat ons vanuit hierdie goeie nuus kan lewe en dat ons mag vertel van hierdie goeie nuus. Kom Here deur U woord en die Gees en praat ook vandag met ons. In Jesus se naam. Amen. Ek lees uit Matteus die eerste hoofstuk vanaf vers 1 en ek gaan net so verse oorslaan. Ek gaan vers 1 lees, vers 3, vers 5, 6 en dan daarby vers 16 weer. Die opskrif is die geslagsregister van Jesus Christus, die seun van Dawid, die seun van Abraham. Vers 3. En hier is nou die geslagsregister, begin by vers 2, dan vers 3. Juda was die vader van Peres en Serach by Tamar. Peres van Gesron en Gesron van Ram. Dis 'n interessante man seker gewees. Ram was die vader van Abinadab en gaan ons so aan en dan by vers 5. Salmon was die vader van Boas by Ragab. Boas van Obed by Rut. Obed van Isai. Isai was die vader van koning Dawid. En dan vers 16. Jakob was die vader van Josef, die man van Maria, uit wie gebore is Jesus wat Christus genoem word. Altesaam was daar dus 14 geslagte van Abraham af tot by Dawid, 14 van Dawid af tot by die Babyloniese ballingskap en 14 van die Babyloniese ballingskap af tot by Christus. Ons lees net tot daar. Ek weet nie of jy agtergekom het nie, maar hierdie weergawe van die Kersverhaal, die weergawe wat Matteus hier vir ons vertel, verskil nogal van die ander Kersverhale se begin. Hier word nie gepraat in hierdie weergawe van 'n ster en 'n stal en 'n krib en herders en engele en al die ander dinge wat ons raak lees in die ander verhale nie. Hierdie weergawe van die Kersverhaal begin by 'n lang, op die oog af uitputtende geslagsregister. Ek wonder of dit een van die redes is hoekom ek net 'n paar verse gelees het en nie alles gelees het nie, want ek wil amper sê, mens kan jou nie kwaadlik neem as jy hierdie geslagsregister, hierdie lang lys van name lees, as jy voel,
kan ons net by die aksie uitkom nie? Kan ons dit skip? Kan ons vinnig daardeur gaan sodat ons by die aksie van die verhaal kan uitkom? Dis 'n amper 'n natuurlike ding as jy dit lees, want as jy een naam na die ander naam, maar en hier's 'n waarskuwing, ons moet pas op dat ons te vinnig daaroor lees, want in hierdie geslagsregister, in hierdie lys van name wat op die oog af vervelig is daar 'n paar lewensveranderende waarhede in opgesluit. Ek wil amper sê, is dit daar vir ons, dis nie weggesteek nie, maar dit lê daar binne in, en mense sien dit nie met die eerste oogopslag raak nie. So ons moet dalk gaan stilstaan en kyk, is hier nie 'n paar aangrypende waarhede wat ons uit hierdie geslagsregister uit kan ontdek nie. En as 'n hele paar, vanoggend het ek ongelukkig net tyd om by 2 van hulle stil te staan. En die eerste een wat ons uit hierdie geslagsregister uit raak sien, is dat die Kersverhaal, die verhaal van Jesus Christus is nie, en dit is ook waar van die evangelie, dit is nie goeie advies nie. Dit is goeie nuus. En ons sien dit in die manier waarop Matteus hierdie verhaal van hom begin vertel. Hy begin nie sy verhaal met, soos wat ons weet, meeste stories begin, eendag lank gelede. En dan weet jy, as jy daai woorde hoor, hier kom 'n sprokie. En 'n sprokie, anders as dit wat Matteus vir ons hier vertel, 'n sprokie, weet ons mos, is 'n mooi storie, en hierdie mooi storie wil gewoonlik vir ons iets leer. Matteus se manier waarop hy sy evangelie begin hier met 'n geslagsregister van Jesus, deur dit te doen sê hy, dit wat Jesus is en dit wat Jesus gedoen het, is nie 'n storie nie, dit is geskiedenis. Met ander woorde, dit wat hier staan, dit wat julle gehoor het oor Jesus, is nie 'n mooi storie wat vir julle 'n les wil leer nie, dit het regtig gebeur. Dis hoekom Matteus so begin. En daarom, omdat Jesus se verhaal geskiedenis is, daarom is die Kersverhaal nie goeie advies nie. Dis nie 'n mooi storie wat eers vir ons wil advies gee, vir ons wil raad gee hoe om te lewe nie. Dit is goeie nuus. Want die verskil is, goeie nuus is 'n verslag oor iets wat gebeur het. Dis mos nuus. Goeie advies is raad oor iets wat jy moet doen. En die Kersverhaal is nie advies nie. Die Kersverhaal is goeie nuus oor iets wat reeds gebeur het. Kom ek verduidelik dit met hierdie beeld. Kom ons sê daar is 'n vyhandige weermag op pad na 'n dorpie toe elders. En hierdie weermag kom om hierdie dorpie te kom inneem, om hulle te kom verslaan. En nou hoor die inwoners van hierdie dorpie, hier is hierdie vyhandige weermag op pad. Wat het hulle dan nodig? Hulle het advies nodig. Hulle het militêre adviseurs nodig wat vir hulle sê wat hulle moet doen, hoe hulle self moet beveilig, wat is al die dinge wat hulle in plek moet sit om hulle self te beskerm, om hulle self te red. Maar sê nou maar, op pad na hierdie dorpie toe, hier is hierdie vyhandige mag nou op pad na hierdie dorpie toe, sê nou maar op pad soontoe, kom daar 'n goeie en 'n magtige koning, en hy kom verslaan hierdie vyhandige mag, hy vernietig hulle krag. Wat het die dorpie nou nodig? Hulle het nie nou meer goeie adviseurs nodig nie. Hulle het nie nou militêre raadgewers nodig wat vir hulle sê wat hulle moet doen nie. Hulle het nou boodskappers nodig. Mense wat vir hulle kom sê, kyk, ek bring vir julle goeie tyding van groot blydskap. Julle kan maar ophou bang wees. Julle kan ophou om weg te kruip. Julle kan ophou om te probeer om julleself te red, want die goeie koning het klaar alles gedoen. Hy het julle gered.
En dis hoekom ek sê, die Kersverhaal is nie goeie advies wat vir ons sê hoe ons moet lewe en wat se paar dinge ons moet anders doen nie. Die Kersverhaal is goeie nuus. Dit vertel van God wat reeds alles gedoen het. Met die geboorte van die Seun van God het die goeie nuus 'n realiteit geword. Met die geboorte van die Seun van God is die goeie nuus. Ek hoef myself nie meer te probeer red nie. Ek hoef nie meer al hierdie goeders te doen om daardeur myself te red nie. Om die waarheid te sê, die goeie nuus is, ek kan myself nie red nie. Want God het as mens in hierdie wêreld ingekom. Jesus die Verlosser is gebore. En nou weet ons, ek dink jy weet dit, ek weet dit, jy weet dit, dat Kersfees is nie die einde van die verhaal nie. Kersfees is eintlik maar net die begin van die verhaal. Want hierdie kindjie wat gebore is, moes groot word. En hy moes kruis toe. En aan die kruis het hy moes in my plek kom staan, en moes hy in jou plek kom staan, en hy moes in jou plek en in my plek kom sterf. Hy moes die straf dra wat ek en jy verdien. Jesus se verhaal is nie goeie advies nie. Dis goeie nuus. En daarom is die manier hoe ek begin om deel te word van Jesus se verhaal, nie deur 'n nuwe blaadjie om te slaan nie. Ek word nie, die begin van deel word van Jesus se verhaal is nie deur 'n paar dinge anders en beter te doen nie. Deur 'n paar aanpassings in my lewe te maak nie. Die begin van deel word vir jou om deel te word van Jesus se verhaal is glo die goeie nuus. Glo die geskiedenis of die verslag van dit wat God in die geskiedenis gedoen het. Glo dat God regtig mens geword het. Glo dat Jesus geleef en gelei en gesterf het. Glo dat hy die dood oorwin het, deur op die 3de dag uit die dood uit op te staan. Die manier waarop ek begin deel word van Jesus se verhaal is deur die goeie nuus te glo. Dis nie die evangelie, die Kersverhaal is nie goeie advies oor hoe om jou lewe self te verbeter nie. Dis goeie nuus oor 'n goeie koning wat alles gedoen het wat nodig is. En ek moet dit glo. Ek het gesê daar's 2 dinge wat ons uit hierdie verhaal ontdek. Die tweede ding wat ons in hierdie geslagsregister raak sien, Matteus wil seker maak, en hy doen baie moeite daarmee, dat hy wil hê ek en jy moet raak sien hoe Jesus van voor sy geboorte af eintlik die waardes van die wêreld omkeer. In die antieke tyd was geslagsregisters baie groot. Dit was 'n belangrike ding geweest, maar dit was meer as net 'n geslagsregister, dit het ook gefunksioneer as 'n soort van 'n CV. En daarom was dit regtig vir hulle baie belangrik oor wie se name staan in die geslagsregister. Daar's in die geskiedenis, ek dink dit was Herodes die Grote, is daar baie voorbeelde van mense wat intentioneel name uit hulle geslagsregister uit weggelaat het, en dit is name wat hulle sou laat sleg lyk het. Nou as ek aan my eie familie dink, sou ek ook 'n paar uitgehaal het daar, as dit my CV was. Nou, so hulle het dit gedoen, hulle wou nie sleg lyk nie en daarop met hulle name uitgehaal. Nou Matteus doen met Jesus presies die teenoorgestelde. Iemand sê, hierdie geslagsregister van Jesus was skokkend anders as enige ander geslagsregister van sy tyd. Maar wat maak dit so skokkend anders?
wie ingesluit is daarbey. Om net mee te begin, is hier in Jesus se geslagsregister, soos wat hy hier staan, nie minder as 5 vroue nie. Nou, in 'n patriargale wêreld, was daar nie plek vir 'n vrou in die geslagsregister van enige iemand nie. So, dit was amper nooit is 'n vrou ingesluit in 'n geslagsregister nie. En asof dit nie erg genoeg was nie, as jy na die name gaan kyk van hierdie vroue, dan sien jy dat 3 van die 5 van hulle kom uit volke uit, wat vir die Jode onrein was. Die Jode het hierdie volke as onrein beskou, om net 'n prentjie daarop te kry is, sulke volke mag nie eers naby die tempel gekom het nie, want hulle was bang dat hulle onreinheid sou oordra op die ander mense. Maar 3 van die 5 in Jesus se geslagsregister is Moabiete en Kanaaniete, wat uit hierdie volke uitkom. En dan as jy verder inzoom op hierdie name van hierdie vroue, dan lees jy die naam Tamar daar. Sonder om nou baie detail in te gaan, Tamar het haar skoonpa Juda mislei, en toe het sy bloedskande met hom gepleeg. Sien, Matteus doen baie moeite, dat ek en jy die volle prentjie kry van Jesus se afkoms. Daarom sluit hy ook die naam van 'n ander Kanaanitiese vrou in, 'n vrou met die naam van Ragab, waarvan ons lees dat sy 'n prostituut was, 'n Kanaanitiese prostituut. Matteus wil hê ons moet die volle prentjie kry. En dan gelukkig voel ons op die oog af, gelukkig is hier daarom nou iemand met koninklike bloed, want as ons so afbeweeg, dan lees ons die naam van koning Dawid, en ons raak verlig, totdat ons dit lees, en ek sê dit in my eie woorde, totdat ons lees daar staan, Dawid was die pa van Salomo, by, nie Salomo se ma se naam dan nie, wat Batsheba is nie, maar by die vrou van Uria. En dan onthou jy wat Dawid gedoen het. Dan onthou jy dat hoe Dawid vir Uria, wat sy vriend was, Uria wat 'n held was, 'n dapper held was, Uria wat Dawid se lewe gered het op 'n stadium. Onthou jy hoe Dawid vir Uria laat vermoor het, omdat hy sy vrou wou gehad het. Matteus doen moeite dat ons die volle prentjie kry van Jesus se afkoms. Tim Keller sê dit so mooi, hy sê, it was out of that dysfunctional family. Dis hierdie geslagsregister, a dysfunctional family, and out of that deeply flawed man, David, that the Messiah came. Hoekom is dit belangrik vir jou en vir my om dit te weet? Want dit sê vandag vir jou, dit maak nie saak wie jy is nie. Dit maak nie saak hoe jou CV lyk nie. Dit maak nie saak hoe jou verlede lyk nie. Dit maak nie saak wat agter jou lê nie. Dit maak nie saak watter gemors jy al aangevang het in jou lewe en met jou lewe nie. Dit maak nie saak. Dit maak nie saak nie. Want as jy na Jesus toe kom, sê Jesaja, dan was hy jou witter as sneeu. So, hier is die waarheid. Hier is die waarheid wat jy vanoggend moet hoor. Daar is niemand in die wêreld wat so goed is, dat hy nie die onverdiende genade van Jesus nodig het nie. En hierdie moet jy hoor, daar is niemand in die wêreld wat so sleg is,
dat hy nie deur geloof en bekering die onverdiende genade van Jesus kan ontvang nie. Hy het gekom vir almal en is bedoel vir almal. Hier is 'n mooie aanhaling wat sê, in Jesus Christ, prostitute and king, male and female, Jew and Gentile, one race and another race, moral and immoral, all sit down as equals, equally sinful and lost, equally accepted and loved. Ek weet nie of jy hierdie geweet het nie. Maar God kry nie skaam vir jou nie. Hy trek jou nader en hy sluit jou in. In Hebreërs 2 vers 11 sê die skrywer, Jesus Christus, die heilige Jesus, die Jesus wat God is, wat mens geword het. Hy is nie skaam om ons, vir jou en vir my, sy broers en sy susters te noem nie. Ek hoop so, as jy dit hoor, dat dit vir jou klink soos goeie nuus. Want dis wat Kersfees is. Kersfees is nie een van daai mooi sprokiesverhale met goeie raad oor hoe jy self jou lewe 'n bietjie beter kan maak nie. Kersfees is goeie nuus. Dis die geskiedenis van Christus, God, wat mens geword het. En niks was ooit weer dieselfde nie. God wat gebore is in ons wêreld en niks was ooit weer dieselfde nie. En as hierdie Jesus in jou lewe gebore word, sal niks ooit weer dieselfde wees nie. Amen. Daar's geleentheid vir jou nou vir stil gebed. Here Jesus, dankie dat U mens geword het. Dankie dat U vir ons kom wys het hoe anders God is. Dankie dat U, Here Jesus, die liefde van ons Vader sigbaar en tasbaar kom maak het. Dankie dat U vir ons die Vader se hart kom wys het. Dankie Here Jesus dat U alles gedoen het wat nodig is vir ons om kinders van die goeie Vader te wees. Vanoggend Here, wil ons dit glo. Ons wil die waarheid, die feite, die verslag oor Jesus se geboorte, se lewe, sy sterwe, sy opstanding, wil ons vir die eerste keer of opnuut weer glo. Ons glo Here Jesus. Amen.